Welkom by die Sepcast, waar ons dieper kyk, groter vrae en ontdek hoe Jesus steeds die wêreld verander. Wanneer mense aan God se gebooie dink hulle dikwels aan beperking. Ons hoor woorde soos moenie, verbode en reëls. En ons aanvaar dat God besig is om ons vryheid in te perk. En daarom vra baie mense, waarom gee God soveel opdragte? Maar wat as ons die vraag verkeerd vra? In Deuteronomium 30 staan Moses op die punt om afskeid te neem van Israel. Na 40 jaar in die woestyn sê hy, ek hou vandag in julle die lewe en die dood voor. Kies dan die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Dis merkwaardig, God sê nie kies gehoorsaamheid nie, hy sê kies die lewe. Met ander woorde, sy instruksies gaan nog altyd oor lewe. Dis soos 'n ouer wat vir 'n kleuter sê om nie in die straat te hardloop nie. Die doel is nie beheer nie, die doel is beskerming. Of soos die ingenieur wat vir jou sê hoeveel gewig 'n brug kan dra. Hy probeer jou nie beperk nie, hy probeer keer dat die brug ineenstort. Of soos 'n dam waarin visse swem. As jy vis uithaal en hom op droë grond sit, dan gaan hy doodgaan. Maar nou sal mense sê, ja, maar ons kan hom nie beperk net tot die dam nie, anders is sy vryheid daarmee in. Nee, die dam is daar vir 'n rede, die water is daar vir 'n rede, dit is daar sodat lewe kan gebeur. Ons grootste misverstand is dat ons dink, God gee instruksies omdat hy mag wil uitoefen. Die Bybel vertel egter 'n ander verhaal. God gee instruksies omdat hy die skepper is. Hy weet hoe die lewe werk, omdat hy die een is wat dit ontwerp het. Ons probeer dikwels ons eie pad bou. Ons vertrou ons gevoelens, ons intuïsie of die jongste kulturele tendense. En soms lyk dit vir jou of dit vir 'n ruk lank werk, maar uiteindelik ontdek ons dat 'n lewe wat los van God se wysheid gebou word, begin kraak onder die gewig van sy eie besluite. Jesus het dit verstaan. Hy het nie mense uitgenooi om bloot sy idees te bewonder nie. Hy het hulle genooi om hom te volg, want hy het geweet dat daar lewe in sy woorde is. En dalk is daar vandag 'n area van jou lewe waar God se leiding vir jou ongemaklik voel. 'n Verhouding, 'n finansiële besluit, vergifnis, integriteit, vrygewigheid. Die vraag is nie of sy pad altyd maklik is nie. Die vraag is of jy glo dat sy pad uiteindelik lewe bring. Want elke opdrag van God dra dieselfde hartklop. Ek wil hê jy moet lewe. Nou by SA Gemeente glo ons dat God se woord nooit bedoel was om ons vas te bind nie, maar om ons werklik vry te maak. En daarom wil ons die nommer 1 netwerk vir jou lewe wees. 'n Geloofsgemeenskap waar ons mekaar help ontdek dat God se wysheid nie die einde van vryheid is nie, maar die begin van die lewe waarvoor hy ons geskep het. Tot môre, mooi loop.